Vriende, ek het vir Alwyn gesê, sit vir ons Genesis 1 tot 3 op die bord, toe sê hy, Dominiek het nie 'n streepie nie. So, daar staan Genesis 3, ek gaan wel uit Genesis 1 uit so enkele verse lees, Genesis 2 ook, Genesis 3, maar ek het gedink, julle is om by op die regte plek, is maklik om op bladsy terug te blaai. Daar is hy, so, die wat jy weet nie, Genesis, eerste boek in die Bybel, kom net verby die maps en die inleidings en die mooi goedjies wat in deesdae se Bybels is, hier's allerhande tydlyne en dinge, maar as ons daar verby is, Genesis 1, ons gaan daar by vers 24 lees, so is heel moontlik so op die tweede bladsy se begin. Daar is hy, met die Bybels oop voor ons, kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre hier mag wees. Here, ons is saam in die huis. Ons het elkeen hier ingestap, Here, uit ons vrye eie wil, en ons het hier kom sit om eintlik maar, Here, in gesprek met U te tree. Dankie vir 'n mooi herfsdag, dankie Here vir U liefde wat oor ons regeer, en soos in die konsistorie geopen is, dankie dat ons nie hierheen hoef te gesluip het nie, dat niemand ons vervolg het omdat ons kon kerk toe kom nie, maar ons uit vryheid in ons motors kon klim en hierheen kon ry. Here, dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U nie net voedsel en klere voorsien nie, maar dat U ook sorg vir ons geestelike. Ons kom bid, Here, dat U ook nou ons tot stilstand bring voor U woord, dat U woord vir ons sal breek, Here, maar dat U ook sal inbreek in ons harte, in ons wêrelde, in ons koninkryke. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek dink ek gaan eers 'n paar woorde inleidingsgewys praat en dan gaan ek vir ons begin lees om te verduidelik. Ek is besig om ernstig te lees in die boek van Dallas Willard, The Divine Conspiracy. Nou dis nie daai tipe boek wat jy vir 'n beginner teoloog gee nie. En dan sal dit seker help as jy ou so 'n bietjie filosofies dink oor die lewe, want Dallas Willard skryf intens. Maar hy sien goed raak. En in Divine Conspiracy praat hy oor 'n klompie goed, maar hy het een hooflyn waaroor hy praat en dan verduidelik hy. En sy groot aanspraak kom rondom die koninkryk van God en Jesus se preke ensovoort, maar in een van hierdie vooraf afdelingkies begin praat hy oor die woord koninkryk. Wat is 'n koninkryk? Die woord koning is daarin, so mens dink dadelik, ja, elke koning het 'n koninkryk. Maar dis nie waar dat net konings koninkryke het nie. Elke mens het sy eie koninkrykie. En dan vra hy die vraag, wat is mense koninkryk? En dan sê hy, dit verskil vir almal, maar dis daar waar jou effektiewe wil geskied. Daar waar jy beheer het oor joune. Nou weet ons almal, ons het nie ten volle beheer nie, beheer is maar 'n illusie. Daar's tye wat ons duidelik gewys word dat goed kan kom van die kant af en gebeur waaroor ons geen beheer het nie. Dit alles erken en uitgesluit. Die gedagte nou gaan oor van 'n klein babietjie af. Het jou liggaam en dis joune. En dan hoor jy selfs langs die pad as nuwe mammas geleer word hoe om met hulle baba te werk, dan sal iemand soms vir hulle sê, maar onthou net, jou kind se liggaam, al is dit jou kind, is nog steeds ietsie van hulle koninkryk. En daarom kan mens nie maar net vat en doen, daar moet gaande meer respek kom vir hierdie liggaam en die heiligheid van hierdie liggaampie. En dat hierdie liggaampie ook begin op 'n stadium besef, maar ek het my eie spasie. En daarom sal jy al klein kindertjies sien, wat soms as 'n ander kind sommer net teen hulle kom sit, sal begin druk en sê, maar hoekom? Want ek het effektief mag oor hierdie klein deeltjie, al is ek nog net 'n baie klein kindjie.
En dan begin jy met hulle speelgoed en speel met hulle speelgoedjies en dan sukkel ons as ouers om vir kinders te leer deel bietjie speelgoed, maar in 'n sekere sin is dit baie moeilik want dis ook daai kind se koninkrykie. Dis my speeldingetjie. Al het daai kind net 2 speelgoedjies, kan hulle sit en hulle kan hierdie stukkie wêreld beheer want daar's soveel wat hulle nie kan beheer nie. Hulle word kos gegee, hulle word gesê wanneer om te slaap, maar oor hierdie stukkie, nou, hier, het hulle beheer. En natuurlik ontwikkel dit soos 'n mens groter word en soos 'n mens meer volwasse word. Kom ons gaan lees 'n klompie verse. En ek wil dan by die hele gedagte van koninkryk kom stil raak. Genesis 1. Ons is in die skepingsverhaal. God is besig om te skep, soos dit hier in Genesis 1 vir ons verduidelik word. En dan staan in Genesis 1 vers 24. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy eie aard. Laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy eie aard. En dan staan daar, en toe het God maak diere, wilde diere, al die diere geskep, en dan staan die woord weer daar, elkeen na sy aard. In die volgende sinne, kort, elkeen na sy aard. Vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Vriende, die Bybel kom verduidelik vir ons dat ons skepingsresep, die hele gedagte rondom toe ons geskep was, die mens as ons verteenwoordiger, met ander woorde soos 'n ambassadeur van die koning, en in die plek van die koning heers hierdie mens oor die vis in die see, die diere. Dit was die gedagte, want die mens is in die paradys. Die mens is in die tuin van Eden. So God kom, hy skep die mens. Ek wil daar by vers 30, 31 ook gou verder lees. Daar's interessante goed. Dit is sommer vir interessantheid wat ek hierdie bysit, maar kom ons lees dit gou. Vers 30, 31 hoofstuk 1. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit het aand geword en môre geword. Dit was die 6de dag. Vriende, hierdie klomp diere leef, hulle eet, hulle gaan te kere, maar God stel die mens oral aan. En dan in die tweede hoofstuk sal ons ook sien dat dan bring God die diere na Adam toe en hy sê, gee vir die diere name. Daar by vers 19-20 van hoofstuk 2. Die mens gee toe, dis vers 20, vers 19, kom ons begin daar. Die Here God het uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls, die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Nou ken julle die storie, God bring 'n slaap oor die mens, hy maak vir Eva, wat nou later Eva genoem word, want sy is die moeder van alle mense, maar aanvanklik word sy net mens se vroulike weergawe genoem, of man se vroulike weergawe, in Hebreëus letterlik mannen genoem. En dan kom die groot sondeval, die groot gebeure van die tuin van Eden, hoofstuk 3, daar by vers 4-7 wil ek vir ons lees. Ek lees nie alles nie. Toe sê die slang vir die vrou,
julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dat julle soos God en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken. En dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken. Hier binne lê die versoeking dat as julle eet, gaan julle soos God word dat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle twee se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Vriende, deels is waar wat die duiwel vir hulle sê, want hulle bekom kennis, maar nie soos hy dit vir hulle opdis nie. Dis vir my baie interessant hoe die versoeking vir die mens voorgehou word, maar God besef dat jy kennis sal hê, maar dan sit hy dit in sulke woorde en in so 'n trant dat dit amper klink of jy God se gelyke sal raak wanneer jy hierdie kennis bekom. En dan sien ons die oomblik as hulle oë oopgaan, dan is hulle eintlik verder weg van God af. Hulle het nou wel kennis, maar God het nie aanvanklik vir hulle daai kennis gegee nie, dit was nie nodig nie. Hy was in beheer, hy het regeer, dit was beter vir hulle. Maar nou bekom hulle hierdie kennis, hulle weet meer, maar hulle is slegter daaraan toe. Terwyl die duiwel dit opgedis het, as jy hierdie het, sal jy soort van soos God wees, want jy sal alles kan ken. Daar staan verder dat God toe sê, maar wie ons kan nie nou toelaat dat die mens ook sy hand uitsteek en van die boom van die lewe eet nie, want dan gaan die mens nooit sterf nie, en daarom word die mens uit die tuin van Eden uitgesit, en daar word versperrings ingebring, daar's 'n vlammende swaard, en daar's gerubs wat neergesit word, sodat die mens nie kan terug in die tuin van Eden nie. Vriende, maar hoor u ons skepingsgedagte, ons is gemaak om te heers, en elkeen van ons het 'n koninkryk. Aanvanklik was die mens se koninkryk en God se koninkryk een koninkryk. Die mens het namens God binne in God se koninkryk regeer. En eendag in die hemel gaan ons terug daarna toe dat ons in God se koninkryk namens God gaan regeer, want dit staan baie duidelik in Openbaring. Ons gaan nie net hemel toe om te gaan rus of te gaan slaap of op 'n wolkie te gaan dryf nie. Ons gaan regeer in die hemel. Terug na die skepingsgedagte toe van saam met God regeer. So dit gaan nie net wees van is maar daar, sit en doen niks en God, nee. Die hele regeergedagte is nie net vir nou nie, dis ook vir die ewigheid. Maar nou kom die sondeval en die sondeval tref alles en die sondeval maak seer. Hoofstuk 3 vers 16. Vir die vrou het die Here God gesê, jy sal baie swaar kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hunker en hy sal oor jou heers. In hierdie sinnetjie staan ontsettend baie. Dat in jou binnekant gaan daar 'n gaping wees, 'n gat wees. Dat jy 'n verlange, amper 'n tipe wond in jou binnekant gaan hê wat moet gevul word. En daar staan nie en jou man sal die wond vul nie. Daar staan amper jy gaan onkant gevang word want jou man gaan nie altyd die wond vul nie. Hy gaan oor jou heers. Vriende, Dallas Willard praat oor koninkryk en dan vra hy die vraag, wat is my koninkryk? My koninkryk is my effektiewe wil. Alles waaroor ek mag het. As ek mag het om te besluit, ek wil hiernatoe ry of daarna toe gaan, dan is dit deel van my koninkryk. As ek mag het om te besluit hoe hierdie ding moet lyk en hoe daai ding moet lyk, dan is dit deel van my effektiewe koninkryk. Nou waar kom die probleem? Daar's nie net een mens nie. Want my koninkryk en my kind se koninkryk en my man se koninkryk en my dogter se koninkryk en my kleinkind se koninkryk, hulle begin beleef soms in dieselfde spasie.
En nou begin die dinge. Wie se koninkryk is wie sin? Wie laat ek toe om hoe ver in my koninkryk te gaan? Wanneer laat ek toe dat daar verlies is in my koninkryk? Wanneer laat ek toe dat die plekke waar ek mag het, ander maar kan beweeg en aangaan? Vriende, dis vir my die moeilikste ding van kerk wees. Is hierdie storie rondom koninkryke. Want mense leef en hulle wil hulle koninkryk laat geld. En ek het al 1000 keer gesê en ek sal seker nog 1000 keer voor ek die dag klaar is met die kerk en daarna weer 1000 keer. Maar vir my is die snaakste ding dat mense altyd oor ander mense wil beheer kry. En nou sit en lees ek Dallas Willard se boek en ek lees oor koninkryke en dan besef ek, maar in 'n sekere sin is dit ons skepingsgedagte. God het ons gemaak om te heers, maar hierdie heers was in toom gehou met die feit dat ons heers saam met God en saam met God sou heers binne in die tuin. So ons sou heers oor al die goed wat vir ons gegee is, maar in 'n sekere sin was dit altyd God se. En toe sê die mens, myne. God is besig om uit te hou op my, ek wil meer hê. Ek wil dit wegvat by God, ek wil soos God wees. Die mens het as te ware sy hand uitgesteek en God se koninkryk by God probeer vat. Die mens het self probeer God wees. Vriende, en hier begin hierdie ding ontaard. Hoekom? Want ons is almal besig om ons koninkryk te leef, uit te bou. Hier is ek baas, en nou kom ons in 'n kerk in met ander mense, en nou staan hier 'n klomp mense wat sê, hier is ek baas. Dit bring vir my nuwe respek vir ons gereformeerde voorvaders, dat hulle toe hulle gedink het oor die kerk en hoe die kerk bestuur moet word, besluit dat kerke sal nie 'n CEO, 'n bestuurder of 'n baas hê nie. Christus is die baas van die kerk. Vir die eerste gereformeerdes wat die pad gestap het en wat die kerkordes begin skryf het, daardie eerste kerkordes, die werklike gereformeerde kerkordes sê, daar is nooit in 'n kerk 'n baas nie. Daar's 'n klompie broers, volgens die Bybel is daar ouderlinge en diakens, en hulle take om oor die kerk wag te hou, dat die woord suiwer verkondig word. Die dominee is 'n ouderling. Hy's net die eerste van baie broers. Hy's nie verhewe bo hulle nie. Die dominee is die ouderling met die taak om die woord te bring, maar daar's 'n ouderling met die taak om oor die kategese om te sien. Daar's 'n ouderling met die taak om oor die ou mensies om te sien. Daar's 'n diaken met die taak om oor die insameling van die fondse uit te sien. En so het elkeen sy eie taak. Maar dit is nooit 'n gedagte van een is bo, hy's die CEO, hy's die baas nie. Mense verstaan dit nie. Mense kom na 'n dominee toe sê hulle, dominee, jy kom ons nou besluit vir ons. My vriend, dan verstaan jy nie die kerkorde nie. 'n Kerk het nie 'n baas nie. En die eerste kerkordes het so gewerk, tussen twee kerkraadsvergaderings was daar geen baas in die kerk nie. 0. Op 'n kerkraadsvergadering, op 'n synode, op 'n ringsvergadering, is vir daardie vergadering en net vir daardie vergadering iemand gekies om die vergadering te lei. Die eerste kerkordes het nie eers 'n moderator gehad nie. Hulle het nie 'n hoofouderling gehad nie. Hulle het nie 'n hoofdominee gehad nie. Selfs vandag nog, daar bestaan geen vlakke of klasse onder dominees nie. Jy kan wel topskaal wees en jy kan eerste skaal wees, maar daar's geen sersante of generaals of kapteine en korporaals in. Daar's geen rangorde nie. Daar's geen hiërargie binne die kerk en binne dominees nie. Ons is almal op dieselfde vlak. Die synode is nie baas oor die kerk nie. Al wat die synode mag gee, is die feit dat menigte vergaderings toestemming gegee het, dat daardie besluite bindend is vir al die gemeentes wat deel is van daardie vergadering.
Maar die moderator is nie die dominee se baas nie. Glad nie. Die plaaslike gemeente actually is die toppunt en die plaaslike gemeente is ten volle kerk en daardie ten volle kerke kom saam om 'n meerdere vergadering te hou. En die eerste kerkorde het so gewerk dat daardie vergadering net vir daardie vergadering besluit hulle wie lei die vergadering. Daardie persoon word verkies, hy lei die vergadering, aan die einde van daardie vergadering lê hy daardie mag neer en hy gaan aan. Net as een van die broers. Vriende, maar binne die kerk sien ons heeltyd hoe mense arm druk vir posisies, arm druk om mag oor mense uit te oefen. Al is dit dan nou net op 'n klein dingetjie, maar van die lelikste goed wat mense in die kerk sien is wanneer mense hulle mag oor ander mense probeer afdruk. Dan is dit glad nie snaaks dat Dallas Willard skryf dat die hele evangelie gaan oor hierdie ding van koninkryk nie. Hy gaan en hy gaan kyk mooi en dan gebruik hy Matteus 4 vers 17 en hy sê, wanneer Jesus begin preek, kom hy na die mense toe en die heel eerste woorde wat Jesus sê voor hy enige woord preek. Van toe af, Matteus 4 vers 17, het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ek het baie lank gedink, ag nee, Dallas Willard regtig. Begin lees die volgende hoofstuk, waar Jesus begin sê, gelukkig is die wat, geseënd is die wat, hoe moet jy maak as dit? Hoe moet jy maak oor versoening? Hoe moet jy maak oor kuisheid? Hoe moet jy maak, en dan kom jy by die Onse Vader, hoe moet jy maak as jy bid? Ja, begin daar, praat daaroor, maar regtig, ek het 'n ou oomie gehad, en hy het regtig baie gelees, hy het teologie gelees, en hy het navorsing gedoen. Adrio Koenig was een van sy favorites om te lees, hy het baie van sy boeke deurgewerk. So hierdie oom het letterlik amper gestudeer in teologie, en dan het hy menigte male na my toe gekom en gesê, Dominee, hierdie ding oor die koninkryk, wat naby kom, die ding wat nou, wat is die ding? Ek verstaan dit nie, Dominee, verduidelik vir my, en ons het 'n lang pad gestap en gesoek, en saam probeer dink, wat is die koninkryk van God? Wat is dit? Hoe werk dit? En hoekom is dit so snaaks dat Jesus sê, die koninkryk van God het naby gekom? Dallas Willard sê 'n paar goed oor die koninkryk van God. Ek en jy gaan nie die koninkryk van God maak nie. Ons gaan nie die koms daarvan veroorsaak nie. Die Here kan ons in sy wil gebruik, dat ons 'n deeltjie van hierdie pad stap, of nie. Punt is, die koninkryk gaan nog steeds bestaan. Koninkryk van God word nie tot stand gebring net nie. Die koninkryk van God is 'n realiteit van voor die begin van die wêreld af tot na die wêreld. Die koninkryk van God gaan ten volle bestaan in die ewigheid. Die hemel gaan die koninkryk van God weer herstel wees in volle ere. Wat doen nou afbreek aan God se effektiewe regering en sy koninkryk hier? Die feit dat God vir die mens vrye wil gegee het. Die feit dat God vir die mens die keuse gegee het om te buig onder God se koninkryk of nie. Vriende, om die waarheid te sê, die kernsaak waaroor dit gaan van Genesis 1 tot Openbaring 22. Is God se koninkryk en my en jou koninkryke. Dis die kernsaak. Daar in die begin het God die mens geskep onder sy koninkryk. Die mens was nie tevrede om onder God se koninkryk op daai manier te wees nie. Die mens wou meer, wou anders, wou uit dit, wou beheer. En van daar af, van ons voorouers af, is ons almal besig met dieselfde. Ons kan vanmôre hier sit en dink, regtig, daar is niks so goed beskerm soos die koninkryk van self nie. Weermagte, die mees gevorderde weermag in die wêreld moet nog by mense gaan leer hoe om hulle koninkryk te beskerm, want mense se eie koninkrykie is heavily defended territory. Ek sou baie nasty kon wees vanmôre
om net 'n paar voorbeelde uit te lig en dit bitter vinnig baie persoonlik te kon maak. Ek sou met 3 vrae mense kon vra oor hulle koninkryk en 'n hele paar sou hulle hande kon opsteek. Ek sou met die tweede vraag kon vra, maar is dit jy, is dit so? En dan sou ek met die derde vraag vir iemand kon vra, is jy bereid om net hierdie stukkie op te gee? En as ek die regte vraag gevra het, dan sou jy sommer gesien het hoe daai derde vraag gaan laat sit. Want daai derde vraag sou 'n sitter wees, soos ons op hoërskool gesê het. Daai ding as jy vir iemand vra, dan haal jy soms sy knie onder hom uit. Hoekom? Vriende, ons is gode. Ons voorvaders het gekies om self God te wees. Om die koninkryk van God by hom weg te vat en dit myne te maak. Ons het gode geraak in ons eie wêrelde. En nou dominee se taak om Sondag na Sondag vir die gode te vertel hoe hulle die groot God moet dien. Ons mors ons tyd. Want as die gode nie bereid is om hulle goddelikheid te kom teruggee vir God en te sê, Here, ek wil teruggaan in u koninkryk waar u alleenlik God is en waar my koninkryk deel is van u groter koninkryk en waar ek net onder u koninkryk regeer. Voor dit nie gebeur nie, mors dominees hulle tyd, want die twee bots. Jy kan nie vir gode leer om die God te aanbid nie. Jy moet vir die klein goetjies leer om bereid te wees om hulle koninkryk op te gee. Bereid te wees om te erken, Here, wat u vir my gee, is maar net rentmeesterskap. Om terug te kom na die Here toe en te sê, Here, ek besef vandag, tot nou toe het ek gedink, dis myne. Ek het 'n tannie wat baie keer gesê het, ek gee geen my geldjies vir die kerk nie, ek het hard daarvoor gewerk. Ag nee wat, nee. En dit het my baie laat dink, is dit reg? Aan die een kant is sy reg, want sy het hard vir haar geld gewerk en sy werk hard. Sy mors nie haar geld nie. Sy kyk mooi daarna. Maar dan het ek verder begin dink, maar wie het vir haar die goeie werk gegee wat sy gehad het? Wie het gesorg dat 'n klomp goed nie daai geld by haar wegvat deur die jare nie? En hoe meer ek oor die ding geraak het, hoe meer komplekser dit geraak en hoe meer ek daaroor gedink het, hoe ingewikkelder dit geraak. Tot op 'n punt waar dit nie so ingewikkeld is nie. Vriende, hierdie Jesus wat sê die koninkryk van die hemel het naby gekom, stap tussen die disippels in en hy begin sê vir hulle, kom, volg my. Volg my, stap saam met my. En vir 3 jaar stap hy saam met hierdie disippels en begin leer hy hulle wie hy werklik is. As julle geweet het wie dit is wat met julle praat. As julle geweet het ek is die seun van God, ek is self God. Ek sal vir julle lewende water gee wat soos 'n bron sal uitporrel uit julle uit. Julle sal nooit weer dors wees nie. Vriende, al hierdie beelde kan net werk as een ding eers gebeur. As die mens sy selfverkose goddelikheid opgee. As jy bereid is om voor God te gaan sit en te sê, Here, ek kom lê my koninkryk voor U neer. Ek besef dit wat U vir my gee is gawes, is talente. Ek besef ook, U sê in die woord dat as ek mooi kyk na die talente wat U vir my gee, dan sal U dit vermeerder. Maar is ietsie verkeerd gewees tot nou toe. Ek het gedog is myne. Maar talente is iets wat heeltyd aan die koning behoort. So Here, ek kom gee my volheid en ek sal mooi hierna kyk, maar ek kom maak vandag die keuse, ek kom gee die eienaarskap daarvan terug vir U. Ek kom sê nie vanmôre jy moet kom en jou sleutels van jou kar en alles kom ingee soos die eerste kerk gemaak het en sê, okay, nou wil ek die Here ten volle dien nie. Dis glad nie wat ek kom sê nie. Maar as jy bereid
om daai keuse te maak om te sê, Here, ek kom gee alles vir U. As U wil hê ek moet aangaan hiermee, gee vir my die talente wat ek moet vat. Hoeveel is bereid om dit te doen? As dit nie sommer maar net 'n speletjie is nie. As jy werklik voor die Here gaan staan en hy sê, ek is bly jy het hierdie punt gesê. Ek het dit al sien gebeur. 'n Jong ou kom tot bekering in my eerste gemeente, skat stinkryk. Op die snaakste manier is sy broer so kwaad vir hom gewees, want sy broer het baie keer gesê, ek werk my vrek. Ek werk soveel ure 'n week, en my broer maak gemors, en hy stinkryk. Ek bedoel, dit was 2002. Toe ry daai man 'n R800,000 se Mercedes. Hy kom tot bekering binne die volgende 2 jaar toe sy bankrot. Hy sê vir my tyd daarna, ek weet nie wat dit is nie, maar vandat ek die Here begin dien het, voel dit vir my, boer ek net agteruit. En sy bankbalans het dit gewys. Hy bestel 'n groot besending goed in, stoor dit in 'n stoor, 'n wenresep. Maar hy sit al sy geld daarin, daar brand daai stoor af. En toe is daai stoor verkeerd verseker. Hy kry 1 sent daai uit. Al sy geld verloor, een nag. En hy kon net nie weer van die grond af kom in daai selfe besigheid nie. Hy en sy huwelik is uitmekaar uit in chaos. So vriende, ek kom sê glad nie vir die neem hierdie besluit ligtelik nie. Maar wat ek vir kom sê vanmôre is, wanneer God na ons toe kom en sê volg my, dis geen ligte saak nie. Hy kom na my toe en hy sê, ouens, as jy bereid is om jou kruis op te neem, en deel van daardie kruis is, my lewe is nie meer my eie nie, dis God se. Daar's baie blessing daar binne, maar ons praat nie nou daaroor nie, ons praat eers oor die keuse om dit op te gee. Ek het so 'n bietjie verder gelees, in Romeine, hoofstuk 3, staan daar 'n paar interessante verse. Ek gaan net so enkeles lees. Hoofstuk 3 vers 10, daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hoofstuk 5, 2 versies daar. Verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so het die dood tot almal alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld, nog voordat die wet van Moses gegee is. Vriende, daardie verse sê vir ons, hierdie ding van die tuin van Eden het nie daar gebly nie. Party ouens sê, nee, dis te veel. Ek gaan nie my koninkryk opgee nie. Hoekom moet ek dit doen? Ek sal probeer. En van daar af loop hulle hierdie paadjie van, okay, as ek eendag in die hemel kom, dink ek, God sal hom dink ek was goed genoeg gewees. God sal hom dink ek het hard genoeg geprobeer. Jy weet, ek gee hom redelik van dit wat ek maak vir dit, en ek is nie 'n sleg mens nie. En dan speel ons hierdie game, hierdie weegskalkie game, van is ek goed genoeg? Het ek te veel vir myself gevat? As ek so ietsie vir myself koop, dan moet ek hom so ietsie, ouens begin speel hierdie lysie van goed. Ouens, as jy deur Romeine 1, 2 en 3 lees, maar jy kan maar eintlik net Romeine 3 lees, dan sê dit vir ons baie duidelik, daai dingetjie werkie. Want voor God is ons almal ontaard. Ons het almal 'n koninkryk gaan afsteek. Ons het almal ons goddelikheid gaan eis. Die sonde het deurgewerk tot by die laaste mens. Daar is nie, omdat die woord regverdig sê, 'n regverdige kan in die hemel instap. Daar's nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar's net een manier om Christus te aanvaar, maar vriende, as ons dit kom doen, aanvaar ons die Christus wat gesê het, die koninkryk van God het naby gekom. En dit bring my by ons preekreeks wat kom.
Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Die Onse Vader se tweede reeltjie sê, ons moet ons koninkryke voor God kom neerlê. Laat U koninkryk kom. Here, kom infiltreer, kom neem my koninkryk oor. Laat dit U koninkryk word. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien met die dankoffers, maar net voordat wil ek hom net so 3 sinne vir ons saam bid. So kom ons maak die oë toe. Ons hemelse Vader, Here Jesus, dit is moeilik om voor U te kom staan en hierdie keuse te maak van Here, ek gee my alles. Want ja, U sal ons verlos. U sterf vir ons sonde, maar U wil ons ook terugherstel in ons orde met God. Dat daar een koninkryk is, een koning is. En dan is daar die wat die koning dien met hart en siel. Here, ek kom bid dat U ons op hierdie pad sal vrymaak, sal losmaak, sodat ons daardie woorde kan bid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien.